Kwartaalopdrag 2025. Wat gaan ons vandag bespreek? 5.1 Gebruik van KI in die klaskamer, voordele en uitdagings. 5.2 India se oortref van China as die mees bevolkte land in 2023. 5.3 Slim stede, potensiaal en uitdagings in Suid-Afrika. 5.4 Wie word 'n miljonair speletjie? Kreatiewe klaskamer toepassing. Kunsmatige intelligensie, 'n revolusie vir onderwys. Punte wat ons gaan bespreek: tydsbesparing, diferensiasie, kreatiewe idees, kritiese denke en selfgerigte leer. Tydsbesparing. KI, byvoorbeeld ChatGPT, genereer lesplanne, toetse en jaarplanne vinnig, wat 'n administratiewe las verminder. Diferensiasie. Pas inhoud aan van uiteenlopende leerdervermoëns, byvoorbeeld eenvoudiger vrae vir graad 4. Kreatiewe idees bied inspirasie vir interaktiewe lesse soos speelgebaseerde leer via Kahoot of Quizlet. Kritiese denke, foute in KI uitsette kan gebruik word om leerders se analitiese vaardighede te ontwikkel. Selfgerigte leer. Leerders evalueer en verbeter KI-gegenereerde take wat refleksie bevorder. Voordele van kunsmatige intelligensie. Nommer 1. Dit verhoog onderwyser doeltreffendheid en leerder betrokkenheid. 2. Ondersteun persoonlike leer en kreatiewe onderrigmetodes. 3. Bevorder 21ste eeu vaardighede soos kritiese denke. Nadele van kunsmatige intelligensie. 1. Risiko van foutiewe inligting of irrelevante bronne. 2. Potensiaal vir plagiaat en verminderde begrip as leerders oormatig op KI staatmaak. 3. Gebrek aan konteksbegrip, byvoorbeeld Suid-Afrikaanse kurrikulumvereistes. 5.2 India teenoor China se bevolking. India oortref China se bevolkingsdinamika in 2023. Waarom India China verbygesteek het? China se een-kind-beleid van 1979 tot 2016 het verminderde geboortes en verouderde bevolking. 18% bo 60 jaar. India se demografie, hoër vrugbaarheidskoers, 1.96 in 2025 teenoor China se 1.2, jonger bevolking 40% onder 25 en bevolkingsmomentum. Nommer 3, sosio-kulturele faktore. China se hoë lewenskostes en loopbaanfokus verminder geboortes. India se leiers bevorder groter gesinne in sommige streke. In 2023 het India China as die wêreld se mees bevolkte land verbygesteek. China se een-kind-beleid en verouderde bevolking kontrasteer met India se jonger demografie en bevolkingsmomentum. Wat is die implikasies hiervan? India se jong bevolking bied 'n ekonomiese potensiaal, maar stel infrastruktuur onder druk. China se krimpende arbeidsmag bedreig groei. 5.3 Slim stede in Suid-Afrika. Is slim stede Suid-Afrika se toekoms? Slim stede gebruik KI en data-analise vir doeltreffende bestuur van vervoer, energie en dienste met fokus op volhoubaarheid. Vordering in Suid-Afrika, Kaapstad, regeringsplatforms, slim meters vir water of elektrisiteit en verkeersbestuurstelsels. Stellenbosch, Smart City projek met slim energie en openbare Wi-Fi. Johannesburg, Corridor of Freedom vir slim vervoer, maar Modderfontein projek gestagneer weens finansiële probleme. Die uitdagings vir slim stede in Suid-Afrika. Nommer 1, die digitale kloof.
beperkte internettoegang in landelike en arm gebiede. 2. Die infrastruktuur, onbetrouwbare krag en swak projekbestuur. 3. Koste en vaardigheidstekorte beperk skaal. Slim stede kan dienslewering verbeter, maar Suid-Afrika moet basiese behoeftes, water en behuising prioritiseer. Inklusiewe projekte en openbare private vennootskappe is sleutel. Slim stede bied hoop vir Suid-Afrika, maar uitdagings soos die digitale kloof en finansiering vereis inklusiewe strategieë. Kaapstad en Stellenbosch wys die pad vorentoe. 5.4 Wie word 'n miljonair? Die interaktiewe speletjie. Die formaat, interaktiewe vasvrae in Who Wants to be a Millionaire. Die is 'n interaktiewe manier om summatieve assessering te voltooi. Styl, gespeel in groepe van 3 tot 5 leerders. Vrae, 10 veelkeusige vrae oor die kurrikulum. Byvoorbeeld, geografie en handel, van maklik tot moeilik gerangskik. Hulplyne, 1 per groep. Vra die klas en die klasmaat stem. Vra ander groep, samewerking tussen groepe. 5.4 Wie word 'n miljonair? Speletjie. Hoe werk die vraag? Wat is die doel van handel? A, B, C of D? Die antwoord kry 'n prys van lekker goed. Soos wat elke vraag bevorder, word die pryse groter. Vraag 2. Wat is 'n nadeel van interaktiewe handel? A, B, C en D. Antwoord C kry 'n goue kampioen sertifikaat. Hoe sal ek dit in die klas aanbied? Ek sal Kahoot gebruik vir die aanbieding. Die skool waar ek werk voorsien tablette as dit uitgeteken word. Elke groep leerders sal 'n tablet deel. Daar sal dus plus minus 10 groepe wees. Hier volg die Kahoot verduideliking. Die prys vir hierdie vraag is lekker goed vir die groep. Vraag 1. Wat is die doel van ruilhandel? A. Om geld te maak. B. Om produkte uit te wissel. C. Om mense te ontmoedig. Of D. Om landbou te bevorder. Die prys vir hierdie vraag is 5 minute ekstra pausetyd. Vraag 2. Wat is 'n voorbeeld van binnelandse handel? A. Die invoer van kos uit ander lande. B. Die verkoop van produkte binne 'n land. C. Die uitvoer van juwele na ander lande. Of D. Die aankoop van toerisme na ander lande. Die prys vir hierdie vraag is: ek is 'n slimme handel. Dis 'n plakker. Vraag 3. Wat is een van die hoofredes waarom lande handel dryf? A. Om armes ryk te maak. B. Om mense se kultuur te verander. C. Om produkte wat nie binne hul grense bestaan nie, te bekom. Of D. Om geld aan ander lande te leen. Die prys vir hierdie vraag is 'n gratis sitplek van jou keuse vir die dag. Vraag 4. Wat noem ons die verskil tussen die invoer en uitvoer van produkte? A. Invoer is wanneer jy produkte na ander lande stuur. B. Uitvoer is wanneer jy produkte na ander lande stuur. C. Invoer is wanneer jy produkte binne jou land verkoop. Of D. Uitvoer is wanneer jy geen produkte verkoop nie. Die prys vir hierdie vraag is geen huiswerk vir die aand. Vraag 5. Wat is die betekenis van 'n beperkte mark? A. 'n mark wat alle produkte toelaat. B. 'n mark wat slegs sekere produkte toelaat. C. 'n mark wat slegs vir regeringsprodukte is. D. 'n mark wat geen produkte toelaat nie. Die prys vir hierdie vraag is eerste in die ry vir 'n speletjie of 'n aktiwiteit. Vraag 6. Wat beteken dit as 'n land handelsinbalans het? A. Hulle het gelyke invoer en uitvoer. B. Hulle het meer uitvoer as invoer. C. Hulle het meer invoer as uitvoer.
Of D, hulle het nie enige invoer nie. Die prys vir hierdie vraag is 'n silwer handelskenner kenteken. Vraag 7. Wat is die gevolg van internasionale handel vir 'n land se ekonomie? A. Dit kan armoede verhoog. B. Dit kan werksgeleenthede skep. C. Dit het geen effek nie. Of D. Dit maak nie saak nie. Die prys vir hierdie vraag is 'n sertifikaat van handelkenner. Vraag 8. Wat is die term wat gebruik word om te beskryf wanneer 'n land produkte teen 'n hoë prys verkoop? A. Verlies. B. Monopolies. C. Buitensporige wins. Of D. Handelsbalans. Die prys vir hierdie vraag is beheer oor 'n klasaktiwiteit. Byvoorbeeld die musiek of die speletjies. Vraag 9. Watter faktor kan 'n land se handelsvoordele beïnvloed? A. Die weer. B. Die beskikbaarheid van grond. C. Die vaardighede van die bevolking. D. Al die bogenoemde. Die prys vir hierdie vraag is 'n goue handelskampioen sertifikaat en keuse van klasaktiwiteit. Vraag 10. Wat is een moontlike nadeel van internasionale handel? A. Mense kry nie werk in ander lande nie. B. Dit gee mense meer keuses. C. Dit kan plaaslike besighede benadeel. Of D. Dit verhoog kompetisie in die mark.